Jesus sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, volke en tale en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle gegee het. En onthou, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons almagtige hemelse Vader, van Jesus Christus, ons Heiland en ons Heer, en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons skriflesing in hierdie oggend is uit die Nuwe Testament, uit die 2 Korintiërbrief, die 4de hoofstuk. Ons lees vanaf vers 4b tot vers 10 en dan ook verse 16 tot 18. 2 Korintiërs 4 vers 4b tot 10 en ook verse 16 tot 18. In my weergawe van die Bybel is dit op bladsy 236 in die Nuwe Testament. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons lees tot sover, geliefde broer en suster, uit die kosbare woord van ons Here. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Geliefdes, en so word die disippels apostels. As disippels was hulle leerlinge, navolgers van Jesus, die rabbi van Nasaret. Nou as apostels is hulle uitgestuurdes. Die eerste gemeente word deur hulle gestig. En dit is vir my altyd so lekker om daarvan te lees, wat 'n vreugde, wat 'n fees, wat 'n triomf, mag elke gemeente so geseënd wees. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Op grond van die werk van die apostels het die blye boodskap soos 'n veldbrand versprei. In Jerusalem, Klein-Asië, Turkye,
Sirië, Griekeland, Armenië, Indië, Rome, Macedonië, Korinthe, Filippi, Thessalonika. Ons lees dat Filippus die opdrag kry om die evangelie te verkondig aan 'n man uit Afrika, 'n Ethiopiër, en om hom te doop. Wat dit sonderling maak, hierdie ongelooflike verspreiding van die evangelie, inderdaad 'n wonderwerk van God, is dat dit nie plaasgevind het in rustige tye van rus en vrede sonder enige teenkanting nie. Inteendeel, dit het soms plaasgevind onder die verskriklikste, haglikste omstandighede. Die Christene is wreed vervolg, soveel van hulle het gesterf as gevolg van die geloof wat hulle in hulle harte gedra het. Maar die eienaardige is dat hulle so dikwels gesterf het met 'n glimlag op die gesig of 'n getuienis in hulle hart, so Stefanus. Want hierdie volgelinge van Jesus het ontdek, in hom ontdek, dat daar 'n vreugde, 'n lig en 'n liefde is, wat nie geblus kan word deur swaar kry of vervolging of selfs die dood nie. Dis 'n vreugde, 'n blydskap, wat rotsvas, onwankelbaar, onveranderlik is. Petrus praat in sy brief van 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, selfs al is dit nodig dat ons geloof partykeer soos goud deur 'n vuuroond moet gaan om gelouter en gesuiwer te word. Deur eeue en groot stukke kerkgeskiedenis heen het die evangelie nog verder versprei. In die tye van die hervorming, die tye van die Franse hugenote, mense wat moes wegvlug uit hulle vaderland as gevolg van dit wat hulle geglo het, as gevolg van sendelinge wat vanuit Europa gestuur is na Amerika, Afrika en Asië, het die evangelie wêreldwyd bekend geraak. Dit het alles so goed begin. Maar nou is dit die stand van sake in Europa waarvandaan die Christendom oorspronklik versprei is. Die kerk van die martelare in Edinburgh, Skotland, 'n pragtige eeueoue kathedraal wat vir baie lank leeg gestaan het en wat nou die besitting is van die Frankenstein Club, 'n klub waarin ontkleeddansers op kroegtafels dans en waar ramppartytjies aangebied word. Die kerk van St. Paulus, ook 'n pragtige historiese kathedraal in Bristol, Engeland. Daar word nou sirkusvertoners opgelei. Yadera, Spanje, die kerk van Santa Barbara, dit staan nou bekend as die tempel van chaos, waarin skaatsplankryers baljaar op skaatsbane wat binne die kerk aangebring is. Hierdie geliefdes is maar 'n paar voorbeelde van baie. Die harde werklikheid is dat daar soveel leë kerkgeboue in Europa is, dat hulle nie weet wat om daarmee te maak nie. Dis hartverskeurend, veral gesien in die lig dat Europa verlang die hart van die Christendom was, dat Europa lank reeds nie meer gereken kan word as Christengebied nie. Nou, so word daar gereken, is 75% van hulle baie uitgesproke oor die feit dat hulle nie in God glo nie. Hulle weet nie eers meer wat dit beteken om 'n Christen te wees nie. Die handjievol Christene wat nog oor is en wat probeer om hulle geloof uit te leef, word voor die hof gedaag en met tronkstraf gedreig oor die beginsels waaraan hulle vashou. Die hartverskeurende werklikheid is dat Christendom in Europa baie vinnig besig is om te sterf. Maar geliefdes, dis nie net in Europa
by die toestand van die Christendom kritiek is nie. Ek wil vanoggend vir julle vra, dink julle eerlik dat Suid-Afrika nog beskryf kan word as 'n Christenland? Of hoor ons die doodsnikke van die Christendom ook hier in ons land? In Suid-Afrika en helaas ook in die hervormde kerk is daar kerke wat leeg staan. Kerke wat verkoop word aan ander gelowe of aan besighede of wat bloot gesloop word. Kerke waar ons voorouers jarelang aanbid het, gebid het, lofsange gesing het, waar die woord van God verkondig is. Op hierdie stadium is die steeds hervormers in 'n stryd met die hervormde kerk gewikkel, juis om die behoud van die kerkgeboue waarin hulle kerk hou. Dit kos die hervormde kerk duisende rande aan regskoste, geld wat baie eerder bestee kon word om ander gemeentes uit te help. Tydens die COVID-grendeltyd was daar beperkte erediensbywoning. Ons kon nie nagmaal gebruik nie. En mense het so gehoop dat dit 'n mens weer van vooraf bewus sou maak, want watter oneindige voorreg dit is om so by mekaar te kom as gemeentes, sonder vrees, hier by mekaar te wees en die boodskap van God te ontvang. Ek het gedink dit sal 'n wekroep, 'n wake-up call wees, en vir 'n tyd het dit inderdaad gelyk asof dit die geval is. Maar baie gou het alles maar weer teruggeglip na daardie lou warm toestand waarin dit voorheen was. Hoe is dit moontlik, my broer en suster, dat mense nie meer belangstel in die goeie tyding van groot blydskap, dat ons 'n God het wat ons so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hoe is dit moontlik dat mense nie meer belangstel in daardie lied van die engele, ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het, en die wete dat ons daardie mense is, omdat die bloed van God se seun vir ons gevloei het. Die kruisiging is die krisis. Die klimaks is die opstanding. Hemelvaart is die pragtige ontknoping. Die laaste note in die liefdeslied wat God vir die mense sing, en die feit dat hy sy seun na die wêreld gestuur het. Hoe kan ek my God ooit dank vir sy genade? Hy vra so min van my. Hy sê in sy afskeidsgesprek, julle moet mekaar lief hê. Ek beveel julle, julle moet mekaar lief hê. As hy opvaar na die hemel, dan sê hy vir die disippels, gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En in Handelinge, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea, die hele Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Die ironie van die saak, my broer en my suster, is dat die wêreld die goeie tyding van blydskap, lig en liefde nou nodiger het as ooit. Ons mag nie versuim nie. Ons mag hierdie blye boodskap nie laat sterf nie. Die verantwoordelikheid rus in ons hande, of ons kinders en kleinkinders nog bewus sal wees van dit wat God in liefde vir elkeen van ons gedoen het. Jesus leef en ons met hom bring aan almal hierdie tyding. Getuig, getuig, totdat elke knie sal buig en elke tong getuig, Jesus Christus, hy is die Here. Maar hoe doen ek dit? Dit lyk asof die taak
oorweldigend is. Waar begin ek eers? Mense stel nie meer belang nie. Destyds het die kerk 'n groot evangelisasie aksie geloods en dit het so goed gegaan. Maar deesdae woon mense in sekuriteitskomplekse. Hulle woon agter slot en grendel, jy het geen toegang tot hulle nie. En buitendien, wie is ek? Wat kwalifiseer my as apostel? Ek sou myself nou regtig nie beskou as 'n toonbeeld van wat Christendom is nie. En buitendien is my eie lewe so moeilik, so vol uitdagings, dat ek maar net van dag tot dag probeer om kop bo water te hou. Ek het nie nog tyd of krag om te kommer oor iemand anders se lewe en uit te gaan en vir hulle te vertel wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie. En dan, geliefdes, dan kyk ons na daai groepie disippels. En was daar ooit al so 'n feilbare groep mense, soos juis hierdie leerlinge van Jesus van Nasaret? Ons praat nie eers van Judas Iskariot nie. Onthou julle toe die disippels gestry het oor wie die belangrikste sal wees in die koninkryk van God? Onthou julle hoe hulle vir die kinders weggejaag het, sodat Jesus die kinders moes nader roep en sê, as julle nie word soos hierdie kinders nie, sal julle nie eers die koninkryk van die hemel beerwe nie. Petrus, wat Jesus verloon het, en Thomas wat sê, as ek nie my vinger in sy hand of my hand in sy sy kan steek nie, sal ek nie in sy opstanding glo nie. Maar dan as apostels, as uitgestuurdes, dan bereik hulle die ongelooflike. Hulle doen wonders, hulle stig gemeentes, hulle skryf briewe wat ons vandag, plus minus 2000 jaar later, nog besiel en inspireer. Wat nog veroorsaak dat die lig, die hoop en die liefde van Christus in ons harte posvat. Vanoggend, my broer en my suster, wil ek vir julle 3 dinge vertel van apostel wees, wat vir julle moed gaan gee vir hierdie heerlike taak wat op ons wag. Die eerste ding is, die apostels het nie dit wat hulle bereik het, alleen bereik nie. Hulle het dit nie bereik deur op hulle eie krag staat te maak nie. Jesus sê, onthou, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Sy woorde in Matteus, en dit word herhaal in al die evangelies, wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op hierdie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van die Vader wat deur julle praat. Jesus wat in Handelinge sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. En dan dink ons aan wat Paulus sê in die geleesde gedeelte. Ons het 'n skat in ons, die kosbaarste skat van alle tye. Gewoonlik plaas 'n mens iets wat kosbaar is, 'n skat in 'n skatkis, en jy maak dit toe met slot en grendel, of in ons idioom, jy plaas dit in 'n kluis, of jy laat dit in 'n bank veilig bewaar. Maar ons God vertrou hierdie skat, die skat van die evangelie aan ons toe. Al bely Paulus dat ons soos kleipotte is, feilbaar soos daardie groep disippels, kleipotte wat maklik breek. En dan sy uiters belangrike woorde wat ons in ons apostelskap in ons harte moet ronddra. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Al wat jy moet doen, is om gehoorsaam te wees, bereidwillig. Hy sal mense wat hy wil hê jy moet meepraat, jou pad laat kruis. Hy sal geleenthede hulle self laat voordoen. Hy sal jou toerus en die woorde in jou mond lê,
soos eens in die mond van Jeremia. Die tweede ding wat ons moet onthou van apostelskap. As ons daaraan dink, as 'n swaar las, as 'n onmoontlike verantwoordelikheid, dan sal ons nie graag daarby wil uitkom nie, en as ons daarby uitkom, sal ons ook nie veel bereik nie. Apostelskap is 'n voorreg, dis 'n vreugde, dis 'n wonderlike taak. Eintlik is dit glad nie 'n taak nie, dis 'n moeitelose uitdeel van dit wat ek ontvang het, uit dankbaarheid aan ons groot God, ons God van liefde. Een van die kragtigste getuienisse in die Nuwe Testament is 'n getuienis heeltemal sonder woorde. Jesus is in die huis van 'n Fariseër waarheen hy uitgenooi is vir 'n maaltyd, en die Fariseër het nou nie eers die ordentlikheid gehad om die basiese reëls van gasvryheid rakende Jesus na te kom nie. Maar hierdie vrou, 'n sondaar, sy staan bekend as 'n sondaar. Sy waag dit om in die huis van die Fariseër in te kom. Sy waag dit om na hierdie groep mans te gaan, iets ongehoords. En alhoewel die Fariseër Jesus se kop nie gesalf het nie, vat sy 'n flesie kosbare olie, wat sy seker omtrent glad nie kon bekostig nie, en sy gooi dit oor sy voete uit. Sy soen sy voete, en sy was sy voete met haar trane. En dan in 'n wonderlike gelykenis verduidelik Jesus aan hierdie Fariseër hoe dankbaarheid werk, en dat haar dankbaarheid groot is, omdat haar sonde soveel is wat hy moes vergewe. Haar trane, een van die kragtigste getuienisse wat 'n mens ooit kan hoor. Miskien is Legio die kragtige, een van die eerste apostels wat daar was, deur Jesus self aangestel. Juis omdat Legio van die duiwel besete was, nie net een nie, maar 'n hele legio duiwels. Omdat hy in 'n begrafplaas gebly het, omdat hy tussen varke gebly het, die dieptepunt van alle onreinheid. En Jesus gaan na hom, en hy maak hom gesond, en hy maak hom rein, en hy gee vir hom sy menswaardigheid terug. En Legio wil nie hy moet weggaan nie, maar Jesus stuur hom uit, gaan vertel. Miskien is Petrus die kragtige apostel wat hy is, juis omdat hy weet van daardie 3 keer wat hy gesweer het dat hy Jesus nie ken nie. En Jesus wat daar op die oewer van die see van Tiberias 3 keer vir hom die geleentheid gee om sy liefde te bely, vir hom sê, pas my skape op, laat my lammers wei, pas my skape op, en weer vir hom sê, soos reg aan die begin, volg my. En miskien is Paulus die kragtige apostel wat hy is, omdat hy maar altyd Saulus en die Damaskus ervaring in sy agterkop het. Saul, 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 hoekom vervolg jy my? Jou getuienis is so opreg, soos jou dankbaarheid groot is. Hoe ver moes die goeie herder loop om jou, verdwaalde skaap, te gaan opsoek, op sy skouers te tel en terug te dra na die kudde? Hoe diep moes hy jou uithaal uit jou sonde en verlorenheid? Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede. Ek is God se kind. Waar kom jou lofsange en jou dankbaarheid vandaan? Van jou lippe af? Is dit lippetaal? Of kom dit van diep uit jou hart, jou siel, jou wese, jou menswees? Wees daarop voorbereid, geliefde broer en suster, dat die pad van 'n apostel 'n moeilike
uitdagende tyd is. Maar dit is altyd 'n heerlike pad. Daardie onuitspreeklike en heerlike blydskap oor 'n liefde so groot, dat ons vriend Jesus sy lewe afgelê het vir sy vriende. 'n blydskap wat nie geblus kan word deur pyn en lyding, vervolging en swaar kry en onreg nie. Want God wat gesê het, laat daar lig skyn in die duisternis, het ook in ons harte die lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Paulus erken dat hulle swaar kry. Hy maak geen geheim daarvan dat apostelskap moeilik is nie. Hy sê ons word verdruk, ons is oor raad verleë, ons word vervolg, ons word op die grond neergegooi. Maar, en in elkeen van hierdie gevalle is daar 'n groot maar in hoofletters. Ons word verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie, want ons het hierdie groot blydskap, konstant, onveranderlik in ons hart. Ons is oor raad verleë, maar ons is nooit radeloos nie, want God is altyd daar om ons deur sy gees by te staan en te inspireer. Ons word vervolg, maar ons word nooit deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nooit vernietig nie, want niks kan ons per slot van sake wegruk uit God se vaderhand nie. Die derde ding, geliefdes, wat ons leer van apostelskap, is dat die verkondiging nie net na buite gerig is, na ver vreemde plekke waar ons dink mense nog nooit van die Christendom gehoor het nie, nie na buite na mense wat nooit in die kerk kom nie, maar ook en soms veral na binne, tussen julle gemeentelede onderling. Want Jesus het gesê, julle moet mekaar lief hê, ek beveel julle, julle moet mekaar lief hê. Hy sê verder, praat mekaar moed in en versterk mekaar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verkondiging is nie altyd 'n preek of 'n teologiese verhandeling of beredenering nie. Apostelskap is nie altyd eers woorde nie, soos ons gesien het uit die trane van die vrou wat Jesus se voete was met haar trane. Soms is dit om saam met een van jou medegemeentelede, broer en suster in die geloof, te huil. Soms is dit om net 'n koppie tee aan te dra, om iemand vas te hou, om langs iemand te sit en te luister, om net daar te wees vir iemand. Jy het ook nie 'n teologiese kwalifikasie nodig om 'n apostel of 'n uitgestuurde te wees nie. Dis jou lewe, dit wat jy deurmaak, dit wat jy ervaar, dit wat jy ly, wat jou kwalifiseer. En geliefdes, partykeer is dit juis daardie mens wat so gebroken was, dat daar nie hoop was, dat hierdie mens ooit weer sal heel word nie. Wat die sagmoedigste van alle mense word, want daardie persoon het ervaar hoe dat sagte hande sy stukke optel en met deernis en onuitspreeklike liefde weer aan mekaar sit, weer heel maak. Partykeer is dit juis daardie mens wat getwyfel het en gevoel het hoe hulle wegsink in die geweldige waters, soos Petrus toe hy op die water probeer loop het, sodat hulle teenoor ander mense kan getuig, ons verlosser loop op die water. En as jy begin wegsink in die verskriklike golwe, dan is sy hand daar wat uitreik en jou ophelp en jou verseker dat jy die onmoontlike kan doen, dat jy op die water kan loop
Moenie twyfel nie. En soms is dit daai ou wat regtig down en out was, wat ervaar het, soos die verlore seun, dat daar 'n vader is, wat altyd die pad dophou vir sy verlore kind. Wat iemand anders 'n helpende hand kan reik en hom kan ophelp van daar waar hy in alle onreinheid en alle berou langs die varkhok sit. Ek sal opstaan en ek sal teruggaan na my Vader toe. En partykeer is dit juis iemand wat deur die hel van verslawing gegaan het, wat iemand anders kan ophelp en hulle kan verseker dat oomblik vir oomblik, dag vir dag, tree vir tree, daar 'n magtige hand is wat jou lei in hierdie onoorkomelike berg wat jy moet uitklim. Lidmate se getuienis, geliefdes, is dikwels baie meer werd as die preek van 'n predikant. Want 'n predikant kan 'n mooi boodskap bring aan iemand wat aan kanker ly. Maar as julle beleef het hoe kankerleiers mekaar ondersteun, daar waar hulle wag vir chemoterapie, daar waar hulle hondsiek daar uitkom, dat klein en groot, oud en jonk, mekaar dra met die kragtige getuienis wat hulle daar lewer. 'n Predikant kan praat met 'n ma of 'n pa wat 'n kind aan die dood afgestaan het, maar totdat jy self in daardie situasie was, weet jy nie eintlik werklik wat daardie persoon deurgaan nie. 'n Mens besef nie wat die kleinste dingetjie vir iemand kan beteken wat deur die storms van die lewe rondgerol word nie. Jy besef nie altyd waartoe jou medegemeentelede gaan nie, want as ons vra hoe gaan dit, dan sê ons mos maar, dit gaan goed. Jy besef nie hoeveel jy beteken vir iemand, juis deur dit wat jy moes deurmaak nie. En geliefdes, dis hierdie onderlinge liefde wat ons saambind in Jesus naam. Ons lofsang laat ons sing oor ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. En as ons dit kan reg kry om vir mekaar te wys hoe die liefde in Jesus lyk, dan weet ons slaag as apostels. Op ons nederige manier bou ons saam aan 'n gemeente. Bou ons saam aan 'n gemeenskap. Trek ons ander in die wyeer gemeenskap nader deur die liefde wat ons aan mekaar uitstraal. Is ons besig om te bou aan God se koninkryk van liefde. Gaan dan heen. Maak disippels van alle nasies, volke en tale en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Bemoedig mekaar en versterk mekaar. Wag vir die krag van die Heilige Gees, want die krag wat alles oortref, kom van God, nie van ons nie. Apostelskap is 'n moeilike taak, maar dis ook 'n heerlike taak. 'n Taak wat toewyding, ywer en veral dankbaarheid verg. En al lyk die taak hoe onmoontlik, al is ek hoe swak en moeg en moedeloos en onbekwaam en ongekwalifiseer in my eie oë. Getuig, totdat elke knie sal buig en elke tong getuig, Jesus Christus, hy is die Here. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Dank God, die krag wat alles oortref, kom van hom, nie van ons nie. Amen. Kom geliefdes, laat ons nou saam bid tot ons almagtige God. Ons magtige, drie-enige God, ons hemelse Vader van groot oneindige liefde.
ons Abba Vader wat ons by die naam ken, wat elkeen van ons kunstig gemaak het en aan elkeen van ons eie unieke gawes en karakter en persoonlikheid en talente gegee het. Dankie, o Here, dat U ons skaars minder as die engele om U troon gemaak het. Dat U soveel van ons dink, dat U U enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie, ons groote God, dat U die wonder, die kosbare skat van die evangelie aan ons toevertrou. En ons bely saam met Paulus dat ons kleipotte is wat maklik breek en niemand weet dit beter as U nie. U weet van ons swakhede, ons tekortkominge, ons moedeloosheid voordat ons eers begin het, van ons onwilligheid. Vader, steek in hierdie oggend 'n lig in ons harte aan, wat deur niks geblus kan word nie. 'n Lig wat ons kan uitdra in die duisternis van die wêreld daar buite, 'n lig wat ons ook vir mekaar kan laat skyn, wanneer daardie donker, swaar kry tye in ons medegemeentelede, broers en susters in die geloof, se lewens aanbreek. Baie dankie, Here, vir hierdie gemeente. Dankie vir elke enkele gemeentelid. Baie dankie, Here, dat U elkeen van hulle by die naam ken, hulle gedagtes ken, hulle pyn ken, hulle omstandighede ken. En dankie dat U in U grootheid, U alwysheid, U alwetendheid en U almag vir elkeen van hulle 'n God van nabyheid kan wees. Laat hulle die warmte van U teenwoordigheid in hulle lewens so duidelik en so tasbaar voel en ervaar, so duidelik die voetval van ons Verlosser langs hulle hoor, so duidelik voel hoe dat U arms hulle optel en terugdra na die kudde as hulle afdwaal en vir hulle krag en moed gee as hulle eie krag en moed hulle faal. Dat hulle nie anders kan as om te getuig, totdat elke knie buig en elke tong getuig, dat Jesus die Here is nie. Wil U ook asseblief elke kerkraadslid, elke amptdraer, hulle orrelis, hulle predikantspaar en hulle familie, wil U hulle seën, vir hulle krag gee, vir hulle moed gee, hulle opnuut inspireer deur U Gees, vir die heerlike taak wat U aan hulle opgedra het. Gee, Here, dat die lig van U verlossing lank, sterker en sterker sal uitstraal vanaf hierdie gemeente in die gemeenskap waarin hulle leef. En mag dit wees soos daardie vroeë gemeentes, dat U elke dag lidmate by die gemeente sal voeg, meer en meer om te behoort aan U koninkryk van liefde. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net soos ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Jesus sê, en onthou, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons almagtige hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle almal, nou en tot in alle ewigheid. Amen.